Ek wil vanoggend praat oor ons as mens vergelyk ons altyd met iemand anders. En is ons neiging wat ons het as mens om te kyk, Here, maar hoekom bless jy daai ou meer as wat jy my bless? En dan kyk ons na die vergelyking, Here, maar ek is meer in die kerk, ek sing meer in die koor en ek is meer en ek preek meer en ek doen meer en jy wil eintlik vir Here sê, maar Here, ek is eintlik op 'n hoër vlak as die persoon wat so blessings kry en alles gebeur met hom, alles goeds gebeur met hom en jy gaan deur 'n moeilike tyd en dan begin 'n vergelyking kom wat jy met almal wil vergelyk, hoekom en waarom en jy raak 'n negatiewe gedagte wat jy kry en houding wat jy kry rondom dat jy in jou hart is en jy begin stene bou met al die negativiteit wat ek en jy spreek oor ons eie lewe. Want jy sien, elke keer as jy negatief praat, dan praat jy oor jouself 'n negatief ding. Hoekom, Here, hoekom? En die woord van die Here sê, as jy iemand bless, God gaan jou bless. Amen? Hy gee vir ons die antwoord. Hy sê, die wat jy bless, sal ek jou bless. En hy praat nie net van geld en dit nie, hy praat van blessing. Oor iemand spreek, as iemand, 'n simpel voorbeeld, as iemand 'n nuwe voertuig gekry het, en dan sal baie keer was hulle te bang om na die kerk toe te kom met hulle nuwe voertuie. Ek weet van dit, amen? Vra jy maar, hoekom kom jy nie met jou nuwe kar nie, maar wat gaan die mense sê? Want hy weet die mense gaan weer 'n klomp goed sê, maar Here, hoekom het jy hierdie ou gebless met 'n nuwe voertuig? In plaas van, Here, baie dankie dat jy my broer of my suster bless met 'n nuwe voertuig. Here, dat die wêreld kan sien, my God is goed, deur wat hy rondom die mense doen, wat hom loof en prys. Maar eerste ding wat ons sê, maar Here, ek wag al so lank vir 'n voertuig. En nou begin ek myself op 'n pedestal sit om te sê, maar ek preek, Here. Maar Here, ek sing in die koor. Maar Here, ek gaan hospitaal besoek en ek doen hierdie en ek doen daai. Maar ek kry nie 'n nuwe kar nie. En ek begin die negatief goed oor my eie lewe spreek. En Paulus kom en hy sê vir ons, en hy verduidelik dit, dat ons eintlik hierdie goed bring oor onsself. En ons gaan kyk wat Paulus skryf in 2 Korintiërs. Net gou daar kom. Tablet is bietjie stadig vanoggend. In 2 Korintiërs 10, van vers 15 tot 18. Paulus kom en hy sê, ons is nie buite perke trots nie. Dit wil sê, ons spog nie oor ander mense optredes nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat hy praat hier so, Paulus praat, hy sê ek hoop, en hy praat, hy sê ek hoop dat almal se geloof sal toeneem. Ek kom nie net om myself met 'n trotsheid om vir julle woord te bring nie, dat God my gestuur het nie. Hy sê ek kom sodat almal se geloof kan toeneem, sodat almal kan doen dit wat God vir jou en vir my het. Die roeping wat God vir my en jou het, dit wat God vir my en jou het, die planne wat hy vir my en jou het, dat ek en jy het kan uitleef. Paulus sê, ek gaan nie wat hy eintlik sê, hy sê, ek gaan nie moan of nederig wees of kwaad wees, as die Here vir jou iets anders gee om te doen nie. Prys die Here. Hy sê, ons is nie buite perke trots nie. Dit wil sê, ons spog nie oor ander mense se optredes nie. Met ander woorde, ons praat nie oor ander mense se optredes nie. Praat oor jou eie optredes. Praat oor dit wat God in jou lewe doen. Jy sien, wanneer jy begin praat oor die dinge wat God in jou lewe doen, dis nie dat jy moet spog nie, dis maar God het my gered van hierdie.
Ek dank die Here dat God my uitgehaal het uit hierdie put van ongeloof. Ek dank die Here dat die Here my gevat het en hy het my gewys dat dit wat ek doen is verkeerd, ek moet my denke verander. Daar's baie goed wat ek en jy kan vir die Here sê, ek dank die Here oor hierdie goed. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons werkterrein onder julle nog groter sal word. En hy kom nie so. Hy sê ons bid dat julle geloof sal toeneem. Met ander woorde, dit waarvoor julle glo dat julle sal kry en dit waarvoor julle bid dat dit sal gebeur. Hy sê werkterrein omdat julle nog groter sal word, dat julle meer dinge sal doen as wat ek op die stadium doen. Dit wat God my gesê het om te kom doen, dat julle nog meer sal doen as wat ek nou op die oomblik doen. Paulus kom en hy sê eintlik vir die mense, ek bid dat julle meer dinge sal doen as wat ek doen, wat die Here my gegee het. Dat julle meer suksesvol sal wees. Dat julle meer mense sal bereik. Jy sien dat daar nie 'n trotsheid in homself kom, dat hy sê, maar ek is Paulus. Die Here het my gestuur en ek het 3/4 van die Nuwe Testament geskryf nie. Hy sê, ek is nie trots, ek kom om vir julle te sê, well done. Paulus kom en hy sê, ek wil julle sê, well done, sodat julle meer dinge kan doen in die naam van Jesus. Groter dinge as wat ek kan doen. Hy sê, dan sal ons die goeie nuus ook in gebiede kan preek, wat onderkant julle geleë is. Met ander woorde, dan kan ek en jy gaan en ons kan God se werk doen op ander plekke waar Paulus nie kom nie, waar Gert nie kom nie, waar Koos nie kom nie, waar Piet nie kom nie, sodat die woord van God kan uitbrei waar ek en jy nie kan bykom nie. Sodat ons kan sê, maar well done. As iemand sê, maar ek het 'n kursus geloop en sê, well done. Iemand sê, maar ek het Bybelskool geloop en sê, well done. Want dan gaan hulle uit en hulle doen die werk van God. Maar eerste ding wat ons sê, hoor mooi, eerste ding wat ons sê, as iemand sê, hy het 5 jaar counseling geloop en is, ja, nou was net counseling doen. Dis wat uit ons mond uitkom. In plaas van sê, well done, Here. Ons het nou iemand wat counseling kan doen, wat uit kan gaan en mense kan help, wat in moeilike situasies is. Want die Here sê, ek gee van julle hierdie talent. Die Here het gesê, ek gee vir jou hierdie talent. So gebruik die talent, sê Here, ek bid vir die een, wat nou hierdie kursus gedoen het. Here, laat die mense sal stuur na haar of hom of wie ook al toe, sodat wanneer hulle na teenwoordigheid is, Here, dat die woorde uit hulle hart sal uitkom, wat in hulle hart sit. Dis wat Paulus hier so sê. Hy sê, moenie jaloers wees op mekaar nie. Dan sal ons goeie nuus, ook gebiede, die goeie nuus is wat se nuus? Die woord van God. Kan preek wat aan ander kant julle gelees, sonder om te roem op werke wat gedoen is in die werking van iemand anders. Baie mense keer wil jy wil roem hê in die werke wat iemand anders gedoen het. Wil jy roem? Dis wat Paulus sê so. Hy sê, moenie roem in ander mense se werke nie. Doen dit wat God vir jou sê om te doen. Al het jy nou vir iemand net gebid en vir sy vinger was seer en hy het gesond geword, prys die Here. Moenie gaan bid en sê, maar ons het Sondag vir iemand gebid en prys die Here, ons het gebid en hierdie ou het opgestaan en iets wonders groots het gebeur en dan kom jy en sê, ja, ek het Sondag vir iemand gebid by die kerk en iets groots het gebeur. Jy roem op iemand anders se goed. Ekskuus julle. Almal griep.
Vers 17. Die skrif sê mos, as jy wil roem, moet jy op die Here beroem. Moet jy die Here beroem. Hy sê die trots die eindelike trots lê in daarin of 'n mens jouself aanbeveel nie, maar of die Here jou aanbeveel. Jy moet trots wees as die Here jou aanbeveel. As die Here jou koop. As die Here jou roep vir 'n sekere ding in ons lewens. Sien, ons almal moet die goeie nuus gaan verkondig. Maar die Here roep jou spesifiek in jou lewe vir 'n sekere spesifieke ding wat hy wil hê jy moet uitgaan en bereik wat ander mense nie kan bereik nie. Amen. Ons almal kan nie, hy sê dis hoekom hy die fivefold ministry het. Want almal kan nie dieselfde ding doen nie, want dan gaan die ander 4 onder lê. Hy sê gaan dan heen en maak disippels. Gaan dan heen en lê hande op siekes. Die Here roep my en jou vir ons spesifieke doel in ons lewe. En daarop moet jy trots wees. Daarop moet jy staan en sê, Here, dankie dat jy my gebruik tot eer van die koninkryk. Dan gaan ek na Jesus toe. En ek wil 'n paar goed van die Here Jesus uitvat. En dan moet jy jouself nou vergelyk. En ek gaan dit net eers noem, en dan gaan ek die versies lees en uitbrei. Jesus het gekom wat? As die lam. 'n lammetjie wat eintlik geslag kan word, rondgegooi word, wat eintlik, hoor mooi met respek, kragteloos is, of hy kan geen weerstand bied nie. 'n lammetjie, as jy gaan kyk op die plot of die plaas, wat hy en hy gaan net so. En hulle vergelyk en hulle sê, Jesus het gekom as 'n lam. En hy kom verder, en hy sê, maar hierdie lam het gegroei, deur die tyd, in God se teenwoordigheid, as die leeu van Juda. En die Here kom en hy sê, ons moet van hierdie lam groei, in sy teenwoordigheid, en daar kom waar hy ons wil hê, as die leeu van Juda. Die leeu van Juda bedoel is, hy gaan kom op die Olyfberg, en hy gaan stap af in die Olyfberg, en hy gaan ingaan in Jerusalem, en hy gaan weer plek invat waar hy behoort te wees, en hy gaan die ruler wees van die heelal. Amen. Jy sien, van 'n lam het hy na 'n leeu gegaan, en van 'n leeu het hy gegaan en hy die ruler geword van die heelal. Want dit is die plan wat God vir hom het. So wat se plan het God vir jou? Leef jy die plan uit wat God in jou lewe gesit het? Jesus het gegaan en hy het al hierdie wonderwerke gedoen. Mense, luister mooi vanoggend. Luister na my hart vanoggend. En miskien sit jy daar vanoggend. Jesus het gekom en hy het vir hulle gesê, gaan haal vir my 'n donkie, want hy gaan na Jerusalem toe. En hy kom in Jerusalem met 'n donkie en hulle gooi hierdie takke en palmblare en al hierdie goed op die grond neer en hy buig en hulle aanbid hom en al daai goed. Net om hom by die kruis te verneder. Hy kom in met 'n donkie. Hulle verneder hom op die kruis van Golgotha. Hulle spoeg hom, hulle slaan hom. Maar die woord in Openbaring kom en hy sê, en hy kom terug, op wat? Op 'n wit perd. Sien, hy kom in met 'n donkie, maar hy kom in met die wit perd. Hy sê, en wanneer hy kom, bring hy sy armies om, en hy sal heerskappy vat, oor die hele wêreld. Hy sê, en elke tong sal getuig, en elke knie sal buig,
voor hom wat kom. Jy sien, ons moet nie die een sien wat met 'n donkie ingekom het nie. Ons moet die een sien, ons oog gefestig wees op hom wat kom met die ruiter en die wit perd, wat die oorwinning gekry het vir my en jou. Om te kom te sê, weet jy wat, elke knieg, en hy sê elke knieg, en elke knieg bedoel almal se knieë, of jy nou glo in hom of nie, jy sal buig voor die kroon van God. Jy sal buig voor die koning van God. Jou mond sal jy getuig dat hy die Messiah is, dat hy die koning van die koning is, dat hy gestuur is deur God. Jy sien die omstandighede, het Jesus nie gepla, want hy het in sy lewe gesê, as jy nou die seun van God is, dan sal jy dit doen. Selfs die duiwel het gekom en hom getraai. Hy sê, maar as jy die seun van God is, sal jy hierdie klip in brood verander, nadat hy honger is in die woestyn sit. Jy sien, baie keer moet ons nie fyngevoelig raak nie. Mense, ons moet ons oë gehou word, ons oë moet gefestig word op God. Jesus se oë was gefestig op God. Dit wat God hom geroep het, dit wat God vir hom gesê het, dit is wat ek vir jou het, my seun. Jy sien, hy het 'n verhouding gehad met God. En ek het laas keer gepreek, hy het elke keer uitgegaan en hy het tyd gemaak, vroeg in die oggend, en hy het wanneer donker is en stil is en alles, en hy het gaan sit en hy het met God gepraat. My Vader, wat wil jy hê van my vir hierdie dag? Amen. En God het vir hom gesê. Maar in daai dag het goed gebeur in sy lewe, wat nie eintlik van God af is nie, wat hulle hom gespoeg het en geslaan het en sleg gesê het en sy disippels het hom verraai en al hierdie goed het in sy lewe gebeur, maar sy fokuspunt was gewees op die eindpunt, ek kom op hierdie wit perd vir oorwinning. Ek kom met hierdie wit perd met die armies om te oorwin. Want die oorwinning is myne, wat God vir my gegee het. En ek wil vanoggend vir jou sê, die oorwinning is joune wat God vir jou gegee het, en as jy dit nie vat nie, dan sal jy dit nie kry nie. Want ons moet dit vat, Jesus het dit gevat. Hy het deur al hierdie goed gegaan, waar ek en jy gaan. Ons gaan deur moeilike tye, maar ons hou ons oë gefestig op God. En die oorwinning is my en joune. Want sien, Jesus het al oorwinning gegee. Jeremia 29 vers 11. Wat sê hy? Hy sê, ek ken die planne, die gedagtes wat ek oor jou het. Ek weet wat 'n gedagtes ek oor jou het. Ek weet wat ek oor jou droom. Ek weet wat 'n goeie goed het ek oor jou lewe, wat ek oor jou lewe spreek. Ek weet wat ek jou voor geroep. Jy sien, Jesus kom en hy praat met my en jou oor dit. En dan kom ons, en ons begin ons tyd, en dan begin daar dinge in ons lewe gebeur. Goeie, slegte, wat ook al dinge, soos met Jesus gebeur, maar as ons oog gefestig gehou word op God, dan ons victorie. Oorwinning is my en joune. Amen. Jesus het geweet en hy het oorwinning gekry. Hy het victorie gevat. Hy het nie laat niks om van stryd afvat nie. Hy het geweet, sy Vader is in beheer. Sy Vader is in beheer. En die oorwinning is syne. Want die woord van die Here sê dit. Ek gaan 'n paar versies lees nou. Die sê dan. Wil jy my vir my in Engels lees nie, asseblief? Johannes 1, 35 en 36. Again, the next day, John was standing with 2 of his disciples, and he looked at Jesus as he walked along and said, "Look, there is the Lamb of God."
Sien Johannes het nie eer gevat nie. Hy het die lam van God geïdentifiseer. Ek en jy vat God se eer baie keer. En ek wil stil staan op hierdie ding, hierdie is baie belangrik. Die eer kom nie my en jou toe nie. Alle eer kom God toe. Wanneer er goed gebeur, wanneer die Here jou gebruik om iets te bid vir iemand en iets gebeur, is God se krag. Dis jou gehoorsaamheid om te bid, maar dis God se krag wat die healing doen. En Johannes kom, en Johannes was 'n aansien mens gewees in daai tyd, want hy het gedoop, maar hy kom en sê maar, hier, en Johannes sê vir hulle, daar is die lam van God. Daar is die lam van God. Hy kom hier so en hy sê, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan saam met 2 van sy disippels. Toe Jesus by hulle verby, het Johannes betekend vol na hom gekyk en gesê, kyk, daar is die lam van God. Dit is die een wat ons gaan red. Dis die een wat God gestuur het vir my en jou oorwinning. Sien, Johannes het nie die eer gevat nie. Ons kan nie die eer vat vir wat God deur my en jou doen nie. Johannes 1, 35 en 36. Hè? Het ek hom nog gelees? Sorry. Openbaring, skus julle. Openbaring 5 en 6. En hier vra hulle, as hierdie stuk lees, kom hulle vra, wie is magtig om die seël te breek? Want niemand kan die seël gebreek het nie, hy moet skoon en perfek gewees het. En hulle vra en hulle begin toe twyfel en huil en al hierdie goed. En toe sê een van die ouderlinge agter vir my, hou op huil. Vanoggend kom die Here en sê, hou op moan, hou op kla. Kyk, ek is in beheer. Hy sê agter my, hou op huil, kyk die leeu uit die stam van Juda, die nakomeling van Dawid, het oorwin en kom die boekrol en sy 7 seels oopmaak. Kyk, die leeu van Juda, Jesus, het gekom om die seel oop te maak. Dis die enigste een wat geregverdig was om 'n seel te breek. Wat gepurify was om die seel te breek. Wat bemagtig was om die seel te breek. Niemand anders kon nie, behalwe Jesus, die lam van God. Skoon, sonder enige vlekke. Toe het ek tussen die troon en die 4 lewende wese en tussen die ouderlinge en die lam sien staan. Soos een wat geslag is, het hy 7 horings en 7 oë gehad. Dit is die 7 geeste van God wat uitgestuur is oor die hele aarde. En hy het die lam gesien en ervaar. En sê, dis die lam wat bemagtig is om die siel te breek. Wanneer laas het ek en jy God ervaar in ons lewens? Wanneer laas het ek en jy regtig in 'n situasie gesit, want ons in die begin staan hy sê, hulle het gehuil en gevra, wie is bemagtig om hierdie ding te doen? En die hele idee het op my hart, hy sê, hoeveel keer staan ons en sê maar, Here, hoe gaan ons oor hierdie ding kom? En die Here sê, maar ek is bemagtig om enigiets te doen. Jesus sê, ek is bemagtig om enigiets te doen.
Ek is gestuur deur God. Ek is goedgekeur deur God. I'm approved. Pastor Susan het altyd sê, ek is gestamp. Jesus is gestamp. You are approved by God. Jesus is bemagtig om enige iets te doen. Hy het klaar die toets geslaag en oorwin. Hy is die oorwinnaar van hierdie wêreld en van jou probleme. Daar's niks is onmoontlik vir hom nie. Hy het hulle gevra en het gehuil en sê, maar wie is bemagtig om hierdie seël te breek? Want sien, dit was belangrik dat daar iemand was om hierdie seël te breek, sodat Openbaring kan uitspeel. Maar niemand kon dit doen behalwe die een, die leeu van Juda, die lam van God, wat hierdie seël kon breek nie. Soos daar iets is in jou lewe en jy weet, maar jy weet nie hoe gaan jy 'n deurbraak kry nie. Sy naam is Jesus. Amen. Die leeu van Juda. Hy is bemagtig om enigiets te kan doen deur God die Vader. God het hom gestuur vir my en jou, sodat ek en jy oorwinning kan hê oor alles. Maar dit begin terug weer na die begin toe. Ons tong moet ons in toom hou en oor onsself wees. En nie oor ander mense praat nie. Dan begin ek en jy in lyn kom met God se woord. Dan begin ek en jy in lyn met God se woord kom. Matteus 21 van vers 7 tot 11. Moet julle verduidelik nou van wat gebeur het. Ek lees nou net vir julle die verse van waar kom dit uit die Bybel uit. Wat julle sien is Bybels. En as ons hom lees, kan jy hom lees, Susan, van 7. They brought the donkey and the colt and laid their coats upon them, and he seated himself on them, the clothing. And most of the crowd kept spreading their garments on the road, and others kept cutting branches from the trees and scattering them on the road. And the crowds that went ahead of him and those that followed him kept shouting, Hosanna to the Son of David, the Messiah. Blessed and praised and glorified is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. And when he entered Jerusalem, all the city became agitated and trembling with excitement, saying, Who is this? And the crowds replied, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Hier kom hy ingery en die mense aanbid hom en hulle val neer en hulle gooi hierdie goed en hulle sê Hosea die koning van die koning en hulle skree al hierdie goed is en hulle is opgewonde en al die goed net om hom te verraai. 'n Paar dae daarna. Net 'n paar dae daarna toe draai hulle rug op hierdie man. Wat hulle nou die blare gegooi het en gesê dis die seun van God en al hierdie dinge. Maar jy sien die punt wat ek gemaak het, hy het ingekom met 'n donkie. Hy kon ingekom met enige iets. Maar hy het sy nederigheid gewys om te sê, weet jy wat, ek sal inkom in hierdie stad in. Die koning van die konings, hy het geweet wie hy is. Hy het geweet hy is die seun van God. Hy het geweet hy kan net so maak en enige ding kan gebeur. Maar hy het ingekom met die donkie. Die mense het hom aanbid, geprys en geworship. En op die einde van die dag het hy selfe mense om gevloek, gespoeg, gekruisig. Maar die punt is, Jesus het gekom, gefokus op die donkie, deur hierdie goed gegaan. Hy was nie beïndruk deur die mense wat gesê het, want hy het geweet het gaan gebeur. Jy is die koning van die konings en jy is dit en dat nie. Hy was nie beïndruk met hulle woorde nie. Hy was gefokus op die pad wat hy moet gaan en dit wat hy moet bereik. Hy was gefokus om te sê, maar ek moet na die kruis toe kom. En op die eind van die dag,
Omdat hy gefokus is op dit wat God vir my en jou het. As jy gefokus is op dit wat God vir jou het, kan jy nou dalk op hierdie donkie sit. Jy kan dalk halfpad wees. Jy kan dalk 3/4 wees, maar op die einde van die dag gaan jy die punt bereik wat Jesus Christus bereik het, en met die wit perd gaan hy kom en hy gaan vat dit wat God vir hom gegee het. Hy gaan terugvat dit wat syne is. En net jy kan dit terugvat wat God vir jou gegee het. Net jy. Nie jou vrou nie, nie jou man, nie jou kind nie. Net jy. Net jy wat 'n verhouding met God het. Net jy wat glo dat God dit kan doen. Jy sien, dit is goed dat ons sê, maar kan hierdie mense saam met my bid, en die mense saam met jou bid, maar net jy kan daai genesing vat. Die mense kan bid dat die spoeg spat, maar as jy nie sê, Here, ek vat hierdie genesing in die naam van Jesus nie, dan sal jy dit nie kry nie. As jy nie vat, Here, ek vat hierdie blessing in die naam van die Here Jesus nie, sal jy die blessing mis. Jy mis die blessing. Want net jy gaan dit vat. Want hierdie mense, hulle het geskree, koning van die koning en al daai goed, en hy kan miskien daar gedraai het, en hy kon net so gemaak het, en alles het gebeur soos het moes gebeur het, maar dit was nie die plan van God nie. Die plan van God was, hy moet deurgaan, sodat die woord van God kan volbring word. So hou jou oë gefestig op dit wat God vir jou het. Amen. Moenie rondkyk om te sê, maar hoekom daai en hoekom daai en hoekom daai nie. Here, wat is jou doel met my? Wat is jou doel met my? Hou jou oë gefestig op my, op die Here. Here, wat is jou doel met my? Al ry ek nou met 'n Volkswagen nie in, ek kan dalk met 'n Ferrari uitry. Wie weet? Niks is onmoontlik by God nie. Jy kan nie instap en jy kan niks van die Bybel weet nie, maar jy kan uitgaan en jy kan een van die grootste profete of predikante of wat ook al wees in God se teenwoordigheid. Sien, mens bepaal nie wie jy is nie, God bepaal wie jy is. God het jou pad uitgelê. Al wat jy moet doen is klim op die pad en volg dit wat God vir jou gesê het om te doen. Om dit te kry wat God wil hê jy moet hê. Amen. Ons glo so baie goed wat mense oor ons spreek, dat ons vergeet wat God vir ons het. Ek het al baie gesê, maar ek was by hierdie ding, en hierdie persoon het vir my gesê, maar sy sien hierdie en hierdie nie, of hy of sien dit en dit en dit en dit. En dan vir myself, okay, wat het jy al by God gehoor wat sy plan vir jou? God weet wat 'n plan jy oor jou het. Iemand anders weet nie wat 'n plan oor jou het nie. Hulle kan confirm wat God vir jou al reeds gesê het, ja. Maar God sal vir jou sê, dis my plan en my drome oor jou. En mense kan confirm. Maar God se wil, sy wil oor jou. Matteus 21. Het ek nie nou gelees nie. Sorry julle. Ek gee die griep die skuld. Openbaring 19 van vers 11 tot 16. Hy sê, toe het ek gesien, die hemel is oopgemaak. En kyk, daar verskyn 'n wit perd. Sy ruiter wat word deur getrou en betroubaar genoem. Hy oordeel op 'n regverdige manier en voer ook so oorlog. Wat sê dit vir my en jou hierdie vers? Ons dien 'n regverdige God, opregte God, maar hy kom ook om oorlog te voer, op sy wit perd.
Hy kom om die enemy te oorwin. Hy kom om te kom terugvat wat syne is. Hy sê sy oë was soos vuurvlam en op sy kop was daar baie Lenny, lees nie asseblief. His eyes blaze like the flame of fire, and on his head are many kingly crowns. And he has the title or the name inscribed which he alone knows or can understand. He is dressed in a robe dyed by dipping in blood, and the title by which he is called is the Word of God. And the troops of heaven, clothed in fine linen, dazzling and clean, followed him on the white horses. From his mouth goes forth a sharp sword, with which he can smite and afflict and strike the nations, and he will shepherd and control them with a staff, a scepter, rod of iron. He will tread the winepress of the fierceness of the wrath and indignation of God, the all-ruler, the almighty and omnipotent. And on his garment, his robe, and on his thigh, he has the name or the title inscribed, King of Kings and Lord of Lords. Ek wil net vers 15 lees. Hy sê uit sy mond het daar 'n tweesnydende swaard gekom om die nasies mee te verslaan. En hy sal hulle soos met 'n ysterstaf beheer. Hy vat beheer oor alle nasies. Hy gaan in beheer wees oor die hele aarde. Jy sien, maar op hierdie stadium, Pastor sê, as gaan ons nie meer hier onder hulle wees nie, ons gaan saam met hom kom. Wanneer Jesus kom, dan kom ons saam met hom. As hierdie goed gebeur. Amen. So moenie agterbly nie, maar dit sê net vir ons, God het hom 'n doel gegee. Hy was die lam, hy was die leeu. Hy het gekom op 'n donkie. Hy het uitgekom met 'n wit perd. Hy het heerskappy kom haal. As vuur uit sy oë, hulle praat van die krag wat hy het om alles te kan oorwin. Wat God vir hom gegee het. Hy kom en hy sê vir ons, hy sê ek het my seun gegee. God kom en hy sê ek het my seun vir julle gegee. As 'n lam vir oorwinning. Wat maak ek en jy met dit? Hy kom en hy sê, en ek maak hierdie vergelykings nou. Hy sê, ek kom en ek sê vir jou, as jy vir hierdie berg, vir hierdie probleem, vir hierdie ding wat in jou pad staan, sê, hef jou op en werp jou in die see en jy glo dit en jy twyfel nie, sal dit so wees. Dis wat Jesus gedoen het, want God het vir hom gesê, dis wat ek jou gee, die autoriteit wat ek jou gee. En Jesus kom en hy sê, ek gee vir jou hierdie autoriteit. En hy noem jou naam en hy sê, Koos, ek gee vir jou hierdie autoriteit. Wanneer jy spreek in die naam van Jesus, so sal dit wees. Maar jy sien, wanneer die storm kom, soos op die disippels op die see, en die storm kom, het hulle vinnig gesê, maar waar is Jesus? En die een het van hulle autoriteit gevat en gesê, ek maak jou stil nie. As die storm kom, is dit nie iemand anders wat dit moet stil maak nie, dis jy wat dit moet stil maak. Jy moet autoriteit vat en dit stil maak in jou lewe. Jesus het gekom en hy het stil gemaak. Jesus het gekom en die oorwinning gevat. Jesus het die prys betaal, so jy moet 'n prys betaal om hierdie oorwinning saam met die Here Jesus God te kan oorwin. En wat se prys is dit? Ek moet my lewe gee vir hom. Amen. Ek moet my lewe vir hom gee. En 'n lewe om te gee is, ek moet my alles gee vir hom. Jesus het ons gewys, hy het alles gegee vir God. Ek en jy moet alles vir hom gee. Sodat ek en jy ook kan sê, maar as ek vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, so sal dit wees. Maar as ons gou
en ek praat myself, baie keer, wanneer ons op in 'n stadium kom, is ons geneig om nie, om te sê, laat iemand saam met my bid, of laat iemand anders bid, of laat iemand dit doen, in plaas van te sê, Here, gebruik my. Jy het my autoriteit gegee, ek staan in die autoriteit van U. Wanneer ek bid, Here, staan ek in die autoriteit van U, dis nie uit myself uit nie, dis uit U uit. U Heilige Gees, Here, lei my. U Heilige Gees, Here, gaan die krag gaan uit hom uitvloei, deur my, in hierdie persoon in. Ek staan, Here, 'n tussenganger vir U. En dan, jy moet met geloof staan, wanneer jy staan. Ons geloof is nie meer daar nie, ons het glad nie meer geloof nie. Wanneer die storm kom, dan is dit asof ons agteroor wil gaan, en sê, maar gaan bid jy, dit lyk bietjie te groot vir my. Of jy is die senior Asher, gaan bid jy maar liewes gou. En die Here sê, nee. Elkeen het die Heilige Gees, dieselfde krag. Amen? Filippense 10 vers 11, Filippense 2, vers 10 tot en 11. That in and at the name of Jesus every knee shall and must bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue frankly and openly confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hy sê elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Waar's onder die aarde? In die hel. Hy sê elke knie in die hemel, op die aarde en onder die aarde sal buig. En elke tong sal bely, Jesus Christus is Heer. En so sal God die Vader verheerlik word. So mense, wanneer Jesus kom, sal elke knie buig, in die hemel, op die aarde, onder die aarde, in die hel. Elkeen sal buig, daar gaan nie 'n keuse wees nie, die heerlikheid gaan so groot wees, hulle gaan op hulle knieë val. En elke tong sal bely, maar dit is die Seun van God. En hoekom moet ons wag tot dan? Toe ek dit gaan in die Here sê vir my, maar hoekom wil ons wag tot dan? Hoekom gebruik ons nie nou die naam van Jesus? Hoekom bely ons nie nou Jesus Christus is die Seun van God nie? Jy sien, elke knie sal buig, elke omstandighede sal verander wanneer ek en jy die naam van die Here Jesus in jou huis terugbring en dit spreek oor jou huis en jou omstandighede. Ek dink as 'n ou nou gaan en jy gaan na die skool toe of skole toe en jy vra die ouens, die kinders in die skole, hou julle godsdiens in julle huis. Uit 1000 kinders gaan daar gelukkig wees as daar 100 kinders sê ja. Jy sien, want daar word nie meer tyd gemaak om godsdiens in die huis te hou nie. Daar word nie meer tyd gemaak om met jou kinders te praat oor die Bybel. Die verantwoordelikheid wat God ons gee oor ons kinders. Die dag toe jou kind ingeseën het jy 'n belofte gemaak aan God en te sê, Here, ek sal hom leer, nie die pastoor nie. Hy sê jy het gesê ek sal hom leer, ons sal hom leer die woord van God. Ons sal hom hulle opbring onder die woord van God. Jy sien, en val dit by die deur uit. En dan wil ons die skole die skuld gee. En dan wil ons die kerk die skuld gee. Maar die verantwoordelikheid is jy en ek. Ons is verantwoordelik vir ons kinders. Die Here sê, ek het jou 'n kind gegee, maar jy is verantwoordelik vir die kind se opvoeding. Gaan jy like as ek nou sommer na jou kind toe gaan en ek smek om een? Nee, jou mond gaan so gaan.
Nou, hoekom moet ek kom en die Here leer? Hoekom moet ek kom vertel van die Here? Ja, ons vertel dit van die Here hierso, dis deel van ons goed. Maar dit begin by jou. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid om jou kind opvoeding te gee in situasies waar hulle gaan, hulle ouderdom waar hulle gaan. Dis nie die kerk of die skool nie, die kerk kan hulle nog leer, maar die skool kan hulle nie leer nie. Die skool leer hulle verkeerde goed deesdae. Hulle leer alle gemors. Maar dis jou as ouers se verantwoordelikheid wanneer jou kind klein is om hom te vertel, ja, hy kan Kersfees hou, maar om te sê, wel, weet jy wat, daar is nie regtig 'n Kersvader nie. Ons vier Jesus se geboorte. Ons is bly Jesus het gekom. Jesus het geskenkies gekry, so ons gee vir mekaar geskenkies om opgewonde te wees vir sy geboorte. Wanneer die Paashaas kom is nie, waar's die haas nie, ons glo in die Paashaas, daar is nie 'n Paashaas nie mense, maar jy kan sê, ja, ons koop eiers, ons dink aan die Paasnaweek, en vertel hulle van die Paasnaweek. So selfs met Kersfees. Maar dan kom 'n ander opvoeding wat vir my meer nog baie of gelykstaande is, wanneer jou kind so groot is, moet hy seker goed weet. Wanneer hy skool toe gaan, hoor die mense mag nie Peter waar hulle nie moet Peter nie. Ons doen nie hierdie goed nie, en ek praat so 'n bietjie meer dieper vandag met julle. Maar my kind is nog te klein, jy sal weet wanneer jou kind reg is. As iemand aan jou hand of aan jou bout of iets vat, my dogtertjie, jy kom dadelik vir my sê. Hulle moet geleer word, wat is reg en wat is verkeerd deur jou en deur my. Wanneer jou seun so is of so is, en hy's op 'n stadium en hulle raak nuuskierig, moet jy hom leer. Of jy moet haar leer. Nie die skool nie. Jy sien, God het Jesus geleer, al hierdie dinge, en Jesus het geweet waar hy staan. Ons kinders kry nie meer opvoeding nie. En dan verstaan ons nie, hoekom gebeur dit nie. Maar die skool, ek hoor baie keer, maar die skool moes hulle geleer het. Dis nie die skool se plig om jou kind te leer van wat sê my maat altyd, die bytjies en die bees en jy weet nie wat alles nie. Dis jou plig. Dis jou plig. As ouer. Om sê my kind kom sit hier. Ek sien jy is op hierdie stadium. Ek wil jou vertel van dit. Ek wil jou vertel wat sê die Here van hierdie goed. Jy bring die woord van God in. Ek wil jou vertel van wat sê God. En dis wat vandag se hele preek oor gaan. Jesus het geweet wat God vir hom gesê het. En hy het deurgemaak. Jou kind moet weet van hierdie goed. Jou kind moet weet, hy moet met jou kan praat, as daar goed nie reg is nie. Dan moet so verhouding, en dis 'n verhouding ding wat ek vandag oor praat, dan moet so verhouding wees tussen jou en jou kind, tussen jou en God, dat dit 'n oop gesprek kan wees met jou en God. Jy sien, jy kan nie gaan wegkruip in 'n gebed gee nie, want God weet waar jy is. Jy kan nie gaan wegkruip nie, God weet waar jy is. Amen. So begin hierdie dinge bring in jou huis in. Begin jou huishouding reg kry. Begin by jou familie, jou kinders. Dan kom dit in die kerk. En saam dan groei dit alles saam. In unity. En jaloesie moet uit 'n mens se lewe uit. 'n Mens moet kyk na die goeie punte van elke ou wat hier sit. En as ek hier kan opnoem elke ou se goeie punt, dan sal ek vir jou kan sê elkeen se goeie punt wat hier sit vandag. Kom ons kyk na die goeie punte. Jesus het gefokus nie op hierdie slegte goed nie. Hy het gefokus op die goed. Dis wat hom deurgevat het. Die goeie goed. Ons almal het slegte goed in ons lewens. Maar as ons fokus, en as iemand kom, en ek wil vir jou sê, as jou vrou haar hare gekleed het en jy sien dit nie, dan hoor jy dit. So jy moet oplet. As 'n vrou iets nie gedoen het, hou jou oë oop. Gee 'n bietjie eer aan wat ook gebeur aan jou vrou, of aan jou man, of aan jou kinders.
Moenie altyd as hy Tammy het nou gimnastiek gedoen en sy het gewoond om goud te kry en sy het nou 'n silwer gekry en sy was bietjie jy kon sien sy was bietjie neergedruk. Maar nou as oupa en 'n familie dan dink jy, hy judge het gekroek. Sy moes meer punte gekry het daar, want jy's nou die judge, maar ek weet niks van dit gimnastiek af nie. Maar daar het hulle gekroek. Miskien het hulle gekroek. Prys die Here, sy het nog steeds 'n medalje gekry en sy het nog steeds sy bedeng gekry, wat ook al. Ek sê vir baie geluk, jy het hierdie gekry en lig haar op dit. Moenie net gaan sê, ja, maar jy moes eintlik goud gekry het en dit en jy maak die kind heeltemal negatief. Want môre dan sê sy daai judge is skelm. Sy ken hom nie eens nie, maar hy skelm. Want oupa en nanny en mamma en die wêreld het gesê en almal sê maar hy judge is skelm. Begin by die positief vir die kind. Jy het goed gedoen. My vrou, jy het goed gedoen. My man, jy het goed gedoen. Man, help bietjie jou vrou skoolgoed was, help bietjie kos maak, help bietjie die huis skoon maak. Help bietjie hierdie dinge doen. Kry dit weer reg in ons lewens. Kom ons kry bietjie die liefde van God terug in ons lewens. Amen. Die omgee vir mekaar. Ons gaan nou nagmaal hou, maar ek wil 'n liedjie speel en ek wil hê julle moet luister na die liedjie. En as die liedjie klaar is, dan gaan ons die nagmaal hulle gaan dit haal en kom haal ons dit. Maar luister na hierdie liedjie. Dis vir my ek wil hom graag gesing het, maar daar was nie woorde nie, so ons gaan kyk hoe gaan ons maak met die woorde. Maar luister net na hierdie liedjie. Maak jou oë toe. En luister na hierdie liedjie asseblief.